2025 het omtrent by ons verbygevlieg en in die nuwe jaar onthou ons die jaar wat ons agtergelaat het. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en hierop volg die 2 onderhoude wat ons uit ons argiewe uit gaan haal het as die bestes van April 2025. Welkom terug. Vandag het ek die eer en die voorreg om iemand in die ateljee met my te hê wat werklik kan klets. Dis nou die lewendige legende, meneer Clement Kloppers. Ja. Kloppers, welkom. Ja, is nogal aangenaam om 'n lewendige legende genoem te word. Ek weet nie eintlik wat dit beteken nie, maar dankie vir die verwelkoming. Nee, is reg so meneer Kloppers. U is nou al 'n leeftyd betrokke met onderwys. Kan u ons bietjie vertel wat het u nou al ervaar? Soet en suur. Ek is deur die, soos die Engelse sê, deur die rank and file van onderwys. Dit was my passie, dit was my lewe. Ek het omtrent 38 jaar van my lewe in die formele skoolsektor bestee en dan is ek nou nog betrokke. Ja. So altesamen is ek nou al so 45 jaar Sjoe. in onderwys betrokke en ek is nog steeds en ek geniet dit nog elke oomblik. Is dit nog 'n uitdaging of is dit nou al, is jy nou al gesout? Ag nee, vir my is onderwys is soos 'n vakansie. Oh, Dis lekker om met kinders te werk en dis lekker om die jong klomp wat nou daar is 'n bietjie aan die hand te vat. Ek geniet dit terdeur. wonderlik. Oor die loop van die jare, sou u sê ons as land as Namibië, het ons gevorder of struikel ons maar nog steeds? Al onderwys is mos daar is baie dinamika. Ja. Jy het voorspoed, jy het teëspoed. Jy het goed en sleg. Maar ek dink in die algemeen ons onderwysstelsel, daar is niks verkeerd met die kurrikulum soseer nie. Okay. Ek dink partykeer net ons infrastruktuur, soms kort dit 'n bietjie meer aandag. Daar is soms tekorte hier en daar. Daar is challenges of uitdagings soos oorvol klaskamers en sulke dinge. Ja. Maar ek dink baie is gedoen oor die tyd om ons standaarde te stabiliseer. Ek dink ons het goeie onderwysstandaarde in die klaskamers, ek weet wat die kurrikulum betref. Soms is die onderwysers nie altyd op standaard nie, maar baie is op standaard. Ja, ja. Ja, miskien, ek weet nie, soms dink ek die universiteitsopleiding en dit wat in die skole verwag word, daar is vir my so iets wat van 'n gaping. Ja, ja. Daardie twee komponente sal nader na mekaar toe moet beweeg. Ja, ja. Maar andersins dink ek ons is nie op 'n verkeerde pad nie. Okay, dis goed om Ek sou net ook graag wou sien dat ons so 'n bietjie meer wegbeweeg van one size fits all. Oh, En dat ons voorsiening maak vir leerders met verskillende talente. ja. Ja. Op die oomblik is die akademiese sy is te sterk beklemtoon, die Ja. tegniese kant en selfs die kulturele kant word Ja. afgeskeep. Ons kan graag skole soos sportskole, kulturele skole, musiekskole en sulke skole kan ons probeer. In daardie afdelings is daar in daardie segmente van onderwys Ja. is daar beslis toekoms vir ons kinders. Van vandag se miljonêers kom uit mense wat goed sing, Ja. dit kom uit jou tegniese veld. Ja. Dis nie net akademiese mense wat in werklikheid dink ek vandag die akademiese ouens is 'n bietjie in soos hulle sê in 'n comfort zone. Ja, ja. Ja, maar ja, ons is nie op 'n verkeerde pad nie. Ja. Ek dink dat daar is ruimte vir verbetering en ek wil bysê ek het baie vertroue
in die nuwe onderwysminister wat aangestel is. O, ek wou reeds vra. Ja, ek ken haar persoonlik en ek weet haar kop is reg ingeskroef. Okay. Voor ons die onderwys voor ons verder gaan as wat onderwys, wil jy nie miskien vir 'n spesifieke skool of gemeente net hallo sê nie? Is daar een wat na in die hart is? Ja, ek was hoërskoolhoof by Ella Du Plessis. Ek het 3 projekskole help begin. Ek was by Jan Moore. Ek was by is moeilik om 'n skool uit te sonder want maar ek dink ek moet vir Ella Du Plessis uitsonder. Ek is tans by Jacob Marengo waar ek dit verskriklik geniet. So ek wil vir hulle ook hallo sê maar Ella Du Plessis lê my naaste aan die hart. Dis die skool waar ek my hoërskoolloopbaan begin het. Dis die skool wat deur my ouers gestig was. Dis die skool waar ek 'n skoolhoof was, waar ek my eerste tree as 'n onderwyser gegee het. So Ella Du Plessis lê maar naaste aan my hart, dink ek. Ja, mens kan verstaan. Ek was ook by David Besit, maar net as 'n onderwyser. Okay. Kom ons praat nou 'n bietjie oor iets lekker en daar's niks lekkerder as lag. U is bekend vir iemand wat 'n grap kan vertel. Het jy nie dalk 'n grap wat jy met ons kan deel nie? Ja, eers wil ek sê ek behoort aan 'n groep wat bekend is as die Lag Jou Pap groep. In Engels is dit mos nou maar Loving You Porridge. Of so iets. Ja, ons tree op by enige geleentheid. Okay. As dit nou 21ste verjaarsdag waar mondigwordings, troues, enige ding, selfs by begrafnisse. Okay. As ons by begrafnisse optree, dan moet die mense voor die tyd betaal want dit is maar moeilik om die geld agterna die bedroefde families uit te kry. Ja, miskien sal ek net vinnig 2 grappies deel. In die onderwys. Ja. Dit sal seker gepas wees as ek sê dat ek meeste van my grappies in die klaskamer ervaar het. So ons het nou by Afrikaans, jy weet waar jy nou soms vir leerlinge die taal aanbied wat nie eintlik Afrikaans sprekend is nie. Dan vra jy nou vir ouetjie om 'n sin te maak met oomblik en sê die klein blik sê vir die groot blik oomblik. Is nogal slim. Is nie heel verkeerd nie. Ja. Ja. En dan soms maak die kinders verskriklike foute in die eksamens. Dit is ook so lekker as jy merk. Dan sien jy hoe lagwekkende foute maak hulle. Ons het een keer by die naskool, hierdie aandskool, die ouers wat nou terugkom skool toe. Dan vra die juffrou nou vir die aandskoolmense. Ja. Wat is die huishoudelike naam van natriumkloried? En dan sê die dametjie nou, meneer, as jy net vir my so 'n leidraad kan gee, dis op die punt van my tong. Dan sê kyk, dis mos nou tafelsout. Ja. Dan sê ek, man, ek dink jy sal dit seker in die oggend ook op jou man se eiers gooi. Dan sê sy, dis baba poeier. Dat is nogal 'n stout grapie daai. Ja, maar ek dink dis nog oukei vir die TV. Ja, nee, ons is okay. Okay, ek wil hê ons moet bietjie praat oor Afrikaans. In Suid-Afrika en ook hier in Namibië word dit nou gevier Afrikaans 100 jaar vandat Afrikaans amptelik as taal in Suid-Afrika aangeneem is. Ek wil u vra en ek het ook gehoor in een van die grappies wat jy vertel het oor die verskeie Afrikaans dialekte wat 'n mens oral in Namibië teelloop. Sou u sê Namibiese Afrikaans het 'n karakter van sy eie? Beslis. Baie beslis. Weet jy almal omtrent in Namibië praat Afrikaans. Van ons mense wat die mooiste Afrikaans praat is glad nie so lig van kleur nie. Ons dink al dis net hierdie ek weet nog wel nie eintlik daai rasse tamboer geslaan het nie, maar baie keer dan dink ons is nou net die Afrikaners wat Afrikaans praat. Of hulle is die eienaars van Afrikaans, maar dis nie waar nie. Afrikaans is 'n kriooltaal. Ja. Weet jy, van die mense wat die mooiste Afrikaans praat is ons Namas en ons Damaras. Ja. Hulle kan werklik baie mooi Afrikaans praat, ek kan dit vir jou sê. Ja. Dan
Maar almal praat maar Soos hulle praat. soos hulle praat, ja. Ek het nou 'n ander dag het iemand wat baie hoë Afrikaans gepraat het by 'n vulstasie vir die petroljockey gesê om tog nou maar alles na te sien, Ja. soos die rateveers, brandstof, en dan tog maar ook nou kyk die banddruk by die wiele, en dan moet jy ook nog maar kyk as jy klaar die brandstof ingegooi, die olie, en dan heel laaste moet jy maar ook kyk na die knorboer. Die knorboer is maar nou soos ons sal sê die starter. Ja. Ja, en dus die man in die winkel het teruggekom, die vir die petroljockey gevra, is alles alright? Die sê, ja meneer, alles is alright, die petrol is alright, die banddruk, alles mooi. Maar hy laaste ene meneer, die missies het ek maar uitgelos. Almal het maar hulle manier van praat, almal. Ja. Sommiges praat meer formeel, ander praat meer informeel. Ja. Maar Afrikaans is die taal van ons hart. Ja. Dis die taal waarin ons wakker geword, of waarin ek wakker geword het. Seker die taal waarin ek ook my oë gaan toemaak. Ja. Maar ek wil ook sê, dit is nie 'n bedreigde taal nie. Ja. 'n Taal word nie so maklik bedreig nie. Solank mense dit praat, Ja. en solank hulle lief is vir die taal, solank sal hy taal bestaan. Ag, baie Dit is my dankie. geloof. Baie dankie meneer Kloppers vir daai boodskap. En met dit is ons aan die einde van ons onderhoud, maar ons het nog ietsiekie meer vir u, so bly by ons. Hulle sê dis baie min wat jy die eerste een kan wees om iets te doen in 2025 en ek sou dalk ook 'n paar blink idees gehad het as daar net 12 mense voor my gelewe het. Maar die eerste twee dames om 'n tydren te wen in Namibië is vandag saam met ons op Kletskompas. Hoe gaan dit met julle? Baie goed self. So, vertel gou-gou vir ons 'n bietjie. Julle is twee susters wat dit is Mandy by the way en Stefanie. Die twee susters wat saam aan 'n tydrenne in Namibië deelneem. Waar kom dit vir julle vandaan? Jong, 'n leeftyd van tydrenne. My pa het meer as 40 jaar tydrenne gery en ek het self, eers het my ouer suster begin navigeer toe sy 15 was. Toe ek 15 was, het ek in die navigatorseat geklim. Sy het ook begin toe sy 15 was navigeer, so ons het almal in die navigator sitplek begin. En toe ek 21 was, my 21ste verjaarsdag geskenk, het ek my eerste Subaru rallykar gekry. Baie cool. Ja, Baie cooler as wat ek Beste gekry het vir geskenk my ooit. 21ste verjaarsdag. Wat het jy gekry? Ek dink ek het 'n gin and tonic saam met 'n vriendin gaan drink vir my 21ste en dit was Wel, dit was na ons groot pyjama party vir my 21ste, ja. Toe het ek 'n rallykar gekry. So dit is waar ek toe nou in die driver seat geklim het. Ja. Natuurlik was dit ook groot pret want ek het nog nooit in my lewe op 'n grondpad gery voor dit nie. En my pa nooit geoefen voor dit nie. Ons het 'n rollcage in die kar gesit en my pa sê toe klim, jy weet, gedink ek gaan rustig ry deur die rally en jy weet, dinge leer. Dis Stefanie het nog al 'n gawe om niks rustig te doen in die lewe nie. So natuurlik soos wat ek dinge gewoonlik oordoen, het ek toe vaskas ingeklim en die petrol hier en daar was ek op die pad, nie te veel nie. Ja. Soos my ma sê, sy het net langs die pad gestaan en Ja, jy soos wat ek so tussen die kameeldoringbome deur Jy is. moet dit nie oordoen nie, Stefanie. Dis nou gehoor. Jy kan nie te veel op pad wil Ons het wees. al 'n sê ding in die familie, as jy iets gestefanie het, beteken dit jy dit heeltemal oordoen. Ek gaan daai nou begin gebruik. Moet Ja. ek sê. Ja, en jy as navigator, waar het jy begin man doen? Alles het begin by pappa. Pappa het ons almal inspireer en deel gemaak van die sport. Ek onthou ek was nog baie klein toe Stefanie in Suid-Afrika gery vir Total en daai tyd het hulle die rekkie run op 'n video gehad en dan het pappa gesit in die notas gelees en Stefanie het die video gekyk en ek dink dis waar ek begin het. Ek dink ek was 7 of so. Toe het pappa my geleer hoe om die notes te lees. So dan as hulle nou klaar ernstig deur die notas is, dan pappa my weer deurgevat en my geleer hoe om dit te doen.
Ek sit en dink nou ons moet dalk op Vadersdag net daai stukkie herhaal. Want dit is so met pappa. Ek is mal oor. So ek weet jy het ook nou ervaring as 'n navigeerder, maar ek gaan vir jou navigeerder vra. O, ek is 'n baie slegte navigator, asseblief vra vir haar. Wat is dit om 'n navigator te wees in 'n tydren? Baie mense sal dit nie verstaan nie. Ek dink dit is baie belangrik om cool en kalm te kan bly want daai is nie die drywer se goeie punte nie. Jy weet, sodra hulle die spectators sien dan raak mens maar die pad so 'n bietjie byster. So ek geniet dit baie agter my boek. Dit is my stukkie organisasie. Ek weet wat daar aangaan. So Stefanie kan laat loop. Ek weet wat ek doen waar ek is. Ja. En vir die wat nou nie weet nie, 'n rally-drywer kan nie altyd die kronkelpaadjies so mooi voor hulle uitsien nie. So dis jy sê die navigeerder wat dan vir hulle sê, luister, jy gaan in omtrent 200 meter wat 200 meter gaan nogals vinnig in 'n tydren kan. Baie vinnig. Ja, so jy gaan in omtrent 200 meter of dalk langer. Dalk moet jy 'n bietjie vroeër begin praat. Gaan jy 'n draai kry wat nogals redelik skerp is, wees reg vir hom. So dit is wat 'n navigeerder doen. Maar vertel vir my 'n bietjie van wat dit is om as twee susters deel te neem. Is daar by die kerstafel dan sit ek gleer julle vir mekaar oor wat by laas keer gebeur het of nie reg? Groot pret eintlik. Ek moet sê van al my navigators geniet ek haar die meeste. En dinge raak vurig in 'n rallykar en jy weet as die tyd opraak en jy het 'n pap wiel en dinge raak, maar sy dis nou wat sy gesê het, sy is hierdie kalmte in die kar. Ek kry haar nie gerattel nie, maak ook wat gebeur nie. En wat ek so geniet van haar is baie van my navigators deur die jare was mans. En nie verkeerd bedoel nie, maar hulle het gedink hulle moet my leer ry. Wat hulle seker moes op 'n stadium, maar jy kom op 'n punt waar dit nie meer nodig is. Sy het nie 'n saak met wat ek doen aan my kant van die kar nie. Ja. Sy los my om te doen wat ek moet doen en sy doen wat sy moet doen. Sy konsentreer op haar notas en maak nie saak wat verkeerd loop in daai kar nie. Sy mis nie die volgende nota nie. Die vorige rally het ons nie besef ons shocks is te kind doen. En sy lees vir my 200 meter caution bumpy. Caution, ek meen jy kom tot by extreme danger. Caution is, wees net 'n bietjie versigtig, jy weet. Ons tref vir caution bumpy. En daai kar is so, ons kyk so in die blou lig en ek weet nie waar ek gaan land nie. Ek hou nou maar my voet plat en kyk nou maar wat ons gaan doen. Haar wind is uit. Ons het dit so hard getref. Ons kom neer, ons land, ons windscreen kraak. So land en toe is die res van bumpy nog op pad. So toe moet ons nog deel met die res. En ons het net hier en daar grond gevat. Haar wind is uit. Ek hoor dit sy gaan lift 3 en toe ry dit vol, maar sy mis nie 'n kol. So dit is baie belangrik vir 'n navigator. Sy skrik nie in 'n kar nie, sy bly kalm, sy konsentreer op wat sy moet doen op haar notas en op is eintlik nie net die notas nie. Hulle moet tyd hou en hulle moet op die odometers kyk en hulle moet 'n navigator het maar 'n rowwe job. Ek sou dink as jy vir die blou lig sit en kyk en jy besef jy moet hierdie nou red, is dit eintlik 'n rowwe job, maar dit lyk my nie so nie. Val. Wat sê hulle, keer een op en hou jou voet plat. As jy nie weet wat om te doen nie. Okay, ek sal dit onthou vir volgende keer as al oop pad voor my is. Ja. Maar nee eintlik nie. As enigiemand van die verkeersdepartement kyk, nee, ek is 'n baie Bestendige drywer, nee. Ja, nogals. So gepraat van bestendige drywers, hierdie twee bestendige drywers of hierdie bestendige drywer en haar navigeerder. Eerste vroue om 'n tydren in Namibië te wen. Vertel vir my 'n bietjie van daai oomblik. Natuurlik is jy as vrou nie net vrou nie en ek dink nie baie mense dink aan hulle self as vrou eerste nie, maar wat is daai oomblik? Toe jy besef, okay, dis nou die oomblik. Ja, ek moet jou sê, nou wat jy sê, mens dink aan self as 'n vrou, mens doen nie, veral in 'n sport soos hierdie nie. En die ergste ding wat iemand vir my kan sê is, "Yes, jy ry goed vir 'n vrou." Okay. Want ons neem nie deel in 'n vroue klas nie. Ja. Ek meen as jy agter daai stuurwiel sit, is jy 'n rally drywer net soos die res. Maar dit het baie jare gevat vir ons om tot op hierdie punt te kom. Dit het baie trane gevat. Dit het baie werk gevat van baie mense. Baie uithou vermoë gevat want ons het soveel rallies nie klaar gemaak nie. Tydrenne. Ja, dis een van die groot dinge van tydrenne is
'n mens se kar breek of jy as 'n drywer maak 'n fout of 'n navigator maak 'n fout en jy breek die kar of jy ry van die pad af of jy en terwyl ek vir Total gery het, het ek vir 2 jaar in 'n ry nie een tydren klaar gemaak nie. En dit breek 'n mens na 'n tyd. Jy weet, jy sit baie groot alles teleurstelling. in. Die service crew sit hulle alles in. Jy weet, almal sit alles in hierdie kar in hierdie tyd en om nie klaar te maak, jy teleurstelling op teleurstelling. So baie jare het dit ons gevat en selfs hierdie tydren het ons op 'n stadium met mense vir ons kom sê, gaan julle nou regtig aan 'n ry want ons brieke het ingegee, ons het heeltemal sonder brieke gery op 'n stadium. Toe ons by die service park kom, moes ons een van die brieke afblank, so ons brieke het nie ordentlik gewerk nie, ons shocks was heeltemal stikkend, so toe het ons nog 'n papwiel gekry en die laaste tyd het ons nog met die papwiel, ons het op 'n rim klaar gemaak. So alles het verkeerd geloop en mense het gekom en gesê, maar regtig, jy weet, soos gooi maar tou op. En julle het die ander Ons het nie, ons het by die einde gekom en om 'n rally so te wen, dink ek is ook 'n groot prestasie. My pa was in trane, my ma was in trane, soos ek sê, dit het ons baie jare gevat om uiteindelik tot op hierdie punt te kom. Ja. En laastens net voordat ek julle laat gaan, daar is wêreldwyd van die internasionale motorsportfederasie, die FIA, is daar van kop tot tone 'n poging om vroue aan te moedig in motorsport. Beteken dit vir julle iets as vroue in motorsport? Ja, natuurlik. Jessie. Daar is al so baie vrouens in Namibië wat deelneem. Ek bedoel, Griselda het ook so goed gedoen in hierdie rally wat ons gery het. En daar is soveel navigators wat ook nou vrouens is. Dit is lekker om so baie van ons deel te hê van die sport. Ja. So dis nie vir julle net 'n toertjie om te sê, ag jene, daar gaan ons nou weer in ons plak pinke op en noem dit vrouebemagtiging nie. Dis vir julle iets belangrik. Ja, en weet jy, dit was vir my so interessant na hierdie rally. Het ons in plekke ingestap en hoe vrouens na my toe gekom en gesê, jy's mos daai vrou wat die rally gewen het hierdie naweek. En dit is so inspirerend en my dogtertjie het langs my gestaan en gesê, go mama, girl power, jy weet. So trots op jou. En dit het vir my so baie beteken. Jy weet, om te besef ook dat dit beteken vir vroue daar buite iets. Dit beteken beslis vir my iets, veral nou dat ek geleer het, jy weet, gaan een rad op en sit jou voet neer. Ek dink daai is een wat ek nogal gaan vooruit saam met my vat. So baie dankie dat julle saam met ons was op Kletskompas en as jy ooit twyfel in jouself as 'n vrou, hier's 2 vroue wat vir jou kan dien as 'n voorbeeld.